sal my hulp vandaan kom? Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, is van die Here. My hulp is van die Here, is van die Here. Wat hemel en aarde, wat hemel en aarde, wat hemel en aarde gemaak het. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Waar sal my hulp vandaan kom? Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Waar sal my hulp vandaan kom? Skus, goeiemôre gemeente. En welkom in die erediens. Ons is bymekaar om erediens te hou en dit is hoekom ons hier is. So ek gaan die afkondigings later in die erediens hanteer. So kom ons begin met 'n lied waarin ons juig sing van ons saam wees. Terwyl julle so sit, sing ons lied 157 vers 1 en 2. Here Jesus, ons is saam op die roepstem hier vergader. Saam verenig in die naam, kan ons tot die Vader nader. Oor die dank en smeekgebede, hier van die gemeentelede. Maak ons harte deur die Gees vir die heilige woord ontvanklik. Laat ons daagliks onbevrees op die heilblou diep afhanklik. Hier laat ons geloos vertroue eenmaal oorgaan en aanskoue. Ek vra vir Christian Rode om vir ons die Christuskers te kom aansteek. Terwyl Christian vir ons die kers aansteek, herhaal ek net weer die woorde, dankie Christian, wat ons nou net gesing het. Here Jesus, ons is saam in U naam vergader.
Die gemeente, ons groet mekaar in die naam van die Here. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, Jesus die Here, deur die werking van die Heilige Gees. Ons gaan staan en 'n aanbiddingslied saam sing, Psalm 111. Laat ons met ontzag hom noem. Dis 'n lied waar ons sing van die groot barmhartigheid van God. Kom ons staan. Laat ons met ontzag hom noem en ons lied die Here roem. Kom met die opregte saam, loof sy werke, prys sy naam. Wie in vreugde daaroor dink, laat 'n loflied daarom klinken. Laat ons met ontzag hom noem en ons lied die Here roem. Luister, ryk vol majesteit, is sy groot barmhartigheid. Al sy dade word onthou, hy is handvastig in sy trouw. Laat ons met ontzag hom noem en ons lied die Here roem. Liewe gemeente, nou moet ek eers bieg, dit was nou my dogtertjie daar agter wat die bord verwyder het, Milan. So ekskuus daarvoor, maar hopelik later in die erediens dan sal julle haar vergewe. Ons gaan nou ook ons geloof bely as 'n geloofsgemeenskap saam en dit is 'n bekende lied, maar julle sal sien bo aan hierdie lied het ek geskryf geloofsbelydenis, waar daar liefde is en deernis, barmhartigheid, daar is God die Heer. Nou ek het aanvanklik nie vreeslik baie van hierdie genre liedere, Taizé liedere, as hierdie kort liedere wat so werk met herhaling oor en oor dieselfde refrein. Ek het nie baie daarvan gehou nie, want ek is iemand wat hou van woordekonomie. En as iemand aanhoudend dieselfde frase herhaal of storie vertel, dan skakel ek dikwels af. So ek het 'n matelose bewondering vir iemand wat met min woorde baie kan sê. Maar ek het ook geleer dat dis nie wat hierdie liedere bedoel nie. Daar's ook plek vir hierdie soort liedere wat nie herhaal omdat ek en jy dom is of nie verstaan nie. Dis byna soos 'n diamant wat jy in jou hand hou en jy kyk hom van hierdie hoek en dan kyk jy hom van daai hoek. Jy draai hom om en dit help jou om 'n bietjie dieper te delf. So kom dat ek en jy 'n bietjie dieper delf. Ons terwyl ons na hierdie lied gaan luister, gaan dit ons help in ons nadenke oor 'n God wat met liefde en deernis werk. Ons sing hom 3 maal terwyl ons so sit. Waar daar liefde is en deernis, waar daar liefde is, daar is God die
God die eer. Ek wil vra dat ons gou vir so 'n oomblik dink en dan dalk sommer so 'n bietjie deel met iemand langs jou. Veral as ma en pa 'n bietjie vir die kinders ook wil sê, maar ons almal vir mekaar. Dink gou terug aan 'n oomblik toe jy nog klein was. Was daar 'n plek of dalk 'n persoon, iemand waarby jy altyd gevoel het, hier kan ek maar net wees? Dink gou vir so 'n oomblik. Wat was daai plek of daai mens by wie jy gevoel het, "Sjoe, nou kan ek maar net wees"? Vertel gou 'n bietjie daar rond. Ek het hier 'n foto op van 'n ouma se kombuis. Ek wonder as ek gaan vra, mense moet hande opsteek. Vir wie was daai plek, hulle ouma se kombuis? Dit was vir my, nee. Ja, ek is seker daar's 'n klomp van julle wat saam kan praat. En ek dink ons jong klomp verstaan dit eintlik baie goed. Ek wil vra dat ons kinders gou-gou vorentoe kom. Hier na my toe. Ek gaan julle sommer hier halfpad ontmoet voordat julle uitbeweeg na julle kinderbediening toe. Ek wil gou by julle hoor. Hallo Philip, hoe voel jy hand? Wat sê? Peter, jy moet net nie self daai steke uithaal nie. Dit lyk soos 'n horror movie. Sy hand. Sy boetie sê sy hand lyk soos 'n horror movie. Dit is nie lekker nie. Ons is bly jy's hier. Dis kom staan gou almal hier so naby my. So hier is sommer so. Ek wil gou by julle hoor. Wie van julle het al in die kar aan die slaap geraak? Is daar van julle wat nie slaap in die kar nie? En dan sê slaap jy min in die kar? Ek is jammer vir jou ma en pa as julle ver ry, nee. Slaap jy gereeld in die kar? Jy sê jy slaap baie, Daniel. Sê gou vir my, wie het al in die kar aan die slaap geraak en dan het julle eintlik wakker geword as mamma of pappa julle uitdra, maar dan maak julle of julle nog slaap? Wie het dit al gedoen? Ons wil nie nou die geheime weggee nie, maar wie van het julle dit al gedoen, nee? Jy het eintlik al wakker geword, maar jy maak nog. Hoekom? Hoekom maak jy nog of jy slaap as mamma en pappa jou uitlaai? Jy's te lui om op te staan, ja? Jy wil nie, julle moet weet jy's wakker nie. Ja? Jy? Jy wil nie loop nie. Sê net vir my, is toch daarom een van julle wat maak of julle slaap omdat dit lekker is, as iemand jou dra? Nee. Kom ons, dankie Daniel, jy is eerlik, dis lekker vir jou. Dis vir my ook lekker gewees toe ek klein was, nee. En julle twee? Okay. Maar, daar's iets baie lekker daaraan mos om te ervaar, okay, maar iemand het my, iemand hou my vas, nee. Ek hoef eintlik vir hierdie oomblik nou niks te doen nie, nee. Nou, ons beleef ietsie amper soos dit met ons 1-jarige Milan wat nou die bord afgesit het, nee. Veral wanneer ons op 'n vreemde plek is. Wanneer ons op 'n vreemde plek is, dan doen sy hierdie. Miskien kan julle vir my sê hoekom sy dit doen. Sien sy sit sy haar kop op my skoot, sien jy? Kan julle sien? Kan iemand vir my sê hoekom doen sy dit? Hoekom dink julle doen sy dit? Ja, Christian? Want sy voel veilig, ja, Christian? Sy's bang, sy voel sy's 'n bietjie onseker, nee. En dan doen sy dit, nee. Ja, Daniel? Sê jy wat jou boetie, weet jy nie? Ja, ek het ook nie heeltemal geweet aan die begin nie, maar sy doen nogal dit, veral wanneer ons op 'n vreemde plek is, of tussen mense wat sy nie so goed ken nie, dan kom sy so kort na my toe, dan sit sy net haar kop so bietjie op my skoot neer, nee. Doen jy dit ook partykeer? Ek is baie bly. Op jou boetie se bed. Dit is nou baie lekker om te hoor. Hoekom doen jy dit op jou boetie se bed? Is jou boetie se bed vir jou veilige plek, nee? En is warm. Okay, dis lekker. Nou, ek dink nie sy weet eers heeltemal hoekom sy dit doen nie, maar op 'n manier beleef sy maar hier is ek veilig, nee, ek kan maar my kop hier neersit, nee. So,
Daar's 'n groot woord, 'n mooi woord wat ons dit noem, geborgenheid. Wie het al daarvan gehoor? Dis 'n groot woord. Het julle van julle groteres al van dit gehoor? Geborgenheid. Weet iemand wat dit beteken? Jy's graad 6 en jy weet nie. Okay, dankie vir die eerlikheid. Om geborge te wees beteken ek behoort. Iemand hou my vas of hier by hierdie plek voel ek word vasgehou. Nee. Alright. Nou maar weet julle wat is baie mooi? Dis eintlik deel, daai gevoel soos iemand wat jou optel en wat jou vashou as jy in die kar aan die slaap geraak het. Dis eintlik wat ons by God voel, nee, want ons is mense wat by God geborge is. Ons is mense wat voel God hou ons vas. So dan gaan natuurlik daar wees wanneer dit goed gaan met jou en wat jy nie voel jy wil eers jou kop neersit of iets soos dit nie. Maar dan gaan ook daar wees wanneer jy sê hoorie ek het nou eintlik net 'n plekkie nodig om my kop neer te sit soos klein Milanie, nee. En dan mag jy altyd onthou, ek behoort aan God, ek behoort hier, God se arms is styf rondom my, ek is geborge. Want ons is God se mense en ons is mense wat ons kop maar by God kan neersit. Alright, fasiliteerders sal julle sommer vorentoe kom en dan kan julle kinders uitbeweeg en dan gaan julle nog so 'n bietjie verder daaroor praat. Dankie dat julle my so 'n bietjie gehelp het vanoggend. Ek het julle gesê, ek dink die meeste sal al nou vergewe, nee. Hoe kan mens nou vir so gesiggie? Nee. Dankie julle. Kinderbediening is nie moontlik sonder so 'n span fasiliteerders nie. Julle is vir ons baie, baie werd. Ons waardeer julle. So, voordat ons so 'n bietjie verder nadink oor hierdie ding wat so sentraal is in ons identiteit, dat ons as gelowiges geborge is by God, gaan ons ook saam bid en julle sal sien, dit is 'n bekende, die woorde van 'n bekende lied wat ek vir ons gaan lees, lied 271 in die liedboek. En julle sal sien, dis die vorm van 'n nagmaalkelkie. Omdat die simbole van die nagmaaltafel, die brood en die wyn, so ook die doopvond, mos nou iets is wat vir ons wil help om tasbaar te ervaar dat God naby is, dat ek God se kind is, dat ek wanneer ek die simbole van die nagmaal gebruik of wanneer ons 'n kind doop, ek telkens daaraan herinner kan word, ek kan dit ruik, ek kan dit proe, ek kan daaraan vat dat God se arms rondom my is. Kom ons bid saam. Heilige Jesus, hoor ons bede. Hervorm ons harte en ons krag en ons rede. Maak ons al meer u beeld gelyk. Vorm ons wil en ook ons wandel, dat in ons denke, spreuke, handel, in alles slegs u beeld sal blyk. Herskep opnuut, o Heer, ons lewe tot u eer. Heilige Jesus, o heilig ons, wil u ons lei om ons geheel en al aan u te wy. Amen. Die Ierse godsdienstfilosoof, en hy was 'n student van Paul Ricoeur, Richard Carney, skryf onlangs in 'n boek, Letters to Young Theologians, of Letters to a Young Theologian is die boek se titel, skryf hy sy brief. En ek wil vir julle so 'n deeltjie daaruit lees. Hy skryf onder andere: If you are thinking of studying Christian theology, I would recommend you start by ignoring what every theologian has ever written and addressing Christ's question directly. Who do you say that I am? And I say, then I humbly suggest
You might ask why Christ never offers an abstract metaphysical solution to the riddle, but acts. He acts in the flesh as Word made flesh, and almost every act is one of healing. Dan skryf hy verder as jy die brief lees en dis aangrypend, dan sê hy, kyk noukeurig na die verhale van hoe God op aarde ervaar is in Jesus. En dan sê hy, by uitstek, Jesus wie met sy aanraking die een is wat heel maak. Aan die woorde, dink 'n bietjie na, hoekom Jesus nie lang metafisiese verduidelikings gegee het vir wie hy is nie, maar byna altyd net op 'n bepaalde wyse opgetree het en daardeur heel gemaak het. Nou soos wat jy die brief lees, kry jy hierdie aanvoeling, dis hoegenaamd nie net van toepassing op 'n klein groepie teologiese studente nie, dis eintlik 'n brief vir gelowiges en geloofsgemeenskappe, soos ons hier ook vanoggend bymekaar. Wie is hierdie Jesus? Want hoe ons daaroor dink, is uiteindelik deurslaggewend vir hoe ons oor onsself dink as 'n geloofsgemeenskap, hoe ons oor onsself dink as 'n kerk. Nou in die COVID-tyd het hierdie einste filosoof Richard Carney 'n aangrypende boek geskryf, Touch, waarin hy op 'n besondere manier skryf en die subtitel van die boek sê dit eintlik alles, Recovering Our Most Vital Sense. En hy skryf oor aanraking as 'n sintuig, hierdie sintuig van aanraking, en in sy boek maak hy wye draaie, hy begin by die filosofie en hy vergelyk uiteindelik Plato en Aristoteles met mekaar en uiteindelik is daar 'n hoofstuk oor wat hy noem die wounded healer en skryf hy oor Jesus en skryf hy aan die hand van tekste netjies meegewerk oor hoe Jesus mense aangeraak het. Nou, ons weet mos nou aanraking verskil van ander sintuie in die opsig dat aanraking 'n wederkerigheid of 'n dubbele gewaarwording behels. Ons kan sien sonder om gesien te word en jy kan hoor sonder om gehoor te word, maar jy kan nie aanraak sonder om aangeraak te word nie. Van die mees vormende ontmoetings wat ons in die Bybel lees, is ontmoetinge van aanraking. Dink byvoorbeeld aan die verhaal van Jakob in Genesis wat in die nag met 'n engel worstel en dan aangeraak word. Maar in elk geval, vandaar die groot aantal religieuse kunswerke wat gewy is aan hierdie aanraking en omhelsing by Bybelse figure. Dink maar van Michelangelo se meesterwerk waarin die vingers van God en Adam na mekaar toe reik, tot Rembrandt se uitbeelding van Christus wat die melaatse aanraak en moderne werke van Chagall. Een van die tekste wat Carney na verwys en wat hy hanteer om te wys hoe Jesus mense aangeraak het, is dan nou hierdie teks uit Markus 1 wat ons vanoggend gaan saam lees. Ons lees ook van hierdie verhaal in beide die Matteus en die Lukas evangelie. Kom ons kyk na die teks. Ek wil telkens by bepaalde woorde wat ek ook beklemtoon het 'n kantaantekening maak. En dan dink ek sal jy as dit ware ook soos ek meegevoer word deur hierdie eenvoudige weergawe van 'n gebeure in Jesus se lewe. Markus 1 vanaf vers 40. 'n Melaatse kom toe na Jesus en terwyl hy neerkniel. Melaatse mense, die het julle nou al waarskynlik talle kere gehoor wanneer daar oor tekste soos hierdie gepreek is. Hulle was mos nou mense wat 'n velsiekte gehad het wat aansteeklik was en daarom moes hulle vanuit die gemeenskap isoleer. Hulle soms ook met klippe gegooi as hulle naby aan mense gekom het, want as jy met so iemand in aanraking gekom het, kon jy aansteek, maar erger nog,
Hulle kon jou onrein maak, wat gemaak het dat jy self vir 'n ruk in afsondering moes leef en nie meer deel van die gemeenskap kon wees nie. So dis so 'n persoon, dis 'n melaatse wat na Jesus toe kom. En terwyl hy neerkniel, smeek hy hom vir Jesus en hy sê, as u wil, kan u my rein maak. Nou, jy sal sien dat ek lees hier uit die 2020 vertaling, en die 2020 vertaling met reg hou die oorspronklike Griekse woord daar, wat in die 83 vertaling vertaal is met gesond maak. Die oorspronklike Grieks katharisai sê maak my rein. So daai gesond maak mis so 'n bietjie die punt, want dit gaan nie vir ons hier om net gesond word nie. Dit gaan hier oor 'n man wat onrein was volgens die reëls en regulasies van Levitikus 13 en 14. Wat uitgesluit was uit die geloofsgemeenskap, wat nie mag naby kom nie. En sy grootste behoefte is, sê hy, maak my rein, asseblief. Dan lees ons, Jesus het hom innig jammer gekry. Gelade woorde in die Griekse teks. Innig jammer, dis splagnitsomai, dis ingewande wat in beroering kom, daar's 'n stuk deernis, daar's 'n stuk meegevoel. Jesus het hom innig jammer gekry. Hy het sy hand uitgesteek en hom aangeraak. En dis waarom Kani rondom sy spesifieke tema mos nou ook hierdie teks gebruik. Hand uitsteek, aanraking. En hy het gesê, ek wil word rein. Hierdie man se diepste begeerte is om rein te word, om aanvaar te word, om terug te kom in die geloofsgemeenskap, en Jesus sê maar, word rein. Dan lees ons, die melaatsheid het hom onmiddellik verlaat en hy het rein geword. Jesus het vir hom gesê, hy het op ernstig gewaarsku, hom dadelik weggestuur en vir hom gesê, sorg dat jy vir niemand iets vertel nie, maar gaan wys jouself vir die priester. Sorg dat jy vir niemand iets vertel nie, daaroor kan ons ook nou weer baie praat. Dit het daarmee te doen dat Jesus nie 'n wonderwerker wou wees nie. Sy dade het 'n bepaalde punt gemaak, dit het 'n boodskap oorgedra. En daarom sê hy vir hom, jy moet dit nou nie vir almal gaan vertel nie. En as jy nou verder lees van vers 45, dan lees ons maar die man het weggegaan en hy het begin om dit wyd en suid te vertel, die nuus te versprei. En dan lees ons eintlik die verduideliking vir hoekom Jesus dit sê, want dan staan die teks, die gevolg was dat Jesus nie openlik in 'n dorp kon ingaan nie, maar buite in verlate plekke gebly het. Steeds het mense van oral af na hom toe bly kom. So hulle hoor, dit was eintlik net hierdie ding van, ek doen hierdie dinge om 'n bepaalde boodskap oor te dra, en nie sodat ek 'n klomp aanhangers as wonderwerker kry nie. Maar belangrik dan, hy sê vir hom, moenie vir iemand iets vertel nie, maar gaan wys jouself vir die priester. En ons gaan terugkom na hierdie sinnetjie toe, en bring die offer vir jou reiniging wat Moses voorgeskryf het, as bewys vir hulle. Dis 'n aangrypende teks, ook een van die tekste wat vir Rembrandt geïnspireer het om hierdie skets te maak. Lees jy die Markus Evangelie, sien jy Jesus is gedurig doenig met die aanraking van die gewondes in sy samelewing. En merkwaardig, dis nie net 'n kwessie daarvan dat hy ander aanraak nie, maar ook 'n kwessie van om beurtelings deur ander aangeraak te word. Jesus wat aangeraak is deur die omstandighede en daarop reageer deur dan mense aan te raak en heling en herstel te bring. Soos ons mos nou in ons teks gelees het, Markus spesifiek melding maak van daai innige jammer wat Jesus ervaar het. Dis 'n eenvoudige, kort verhaaltjie, maar aangrypend en radikaal in sy betekenis. Aangeraak deur Jesus. Jesus raak hier 'n man aan wat uitgesluit was. Daar's hierdie rein en onrein groepe, daar was 'n in- en 'n uitgroep en hy was in die uitgroep. En Jesus raak hom aan en met sy aanraking, met hierdie insluitende liefde, is Jesus die een wat heel maak. So op hierdie vraag van Richard Kani om te antwoord, wie sê ons is Jesus, sou ons kon antwoord,
Maar dis wie Jesus is. Jesus is die een wat mense aanraak en hulle deel maak van die ingroep. Onrein mense kon nie die heiligheid van God beleef volgens daai kategorieë nie. En Jesus nooi mense, hy trek mense, hy vat hulle aan die hand en hy maak hulle deel van hierdie groep wat God se heiligheid beleef. Dis gewoon wie Jesus is. Hier voor my vanoggend sit 'n klomp aangeraaktes. Jesus het jou aangeraak en jou ingetrek. Hier is 'n doopvond wat jou wil herinner hoe Jesus mense aanraak met die ritueel van die doop en hulle deel van hierdie geloofsgemeenskap maak. Die doop wat ons eintlik hierdie reinigingsritueel is, met ander woorde die een wat alle kategorieë afbreek en sê maar kom en wees deel van die geloofsgemeenskap. Dis wie Jesus is. Hy raak aan en hy maak heel. Jesus het hom innig jammer gekry, hom aangeraak en gesê, ek wil word rein. Ek hoop jy kan sommer ergens vanoggend in hierdie stilte jou eie verhaal verwoord van waarom jy beleef dat jy 'n aangeraakte is. Waarom Jesus jou ook deel gemaak het van die geloofsgemeenskap. Maar hierdie man word ook nie net ingetrek in hierdie heilige ruimte van God se teenwoordigheid nie. Ons lees verder, gaan wys jouself vir die priester en bring die offer vir jou reiniging wat Moses voorgeskryf het. Hy word nie net ingetrek in hierdie ruimte van God se teenwoordigheid nie, hy word ingetrek in die geloofsgemeenskap in. Hy moet vir daai priester gaan wys en sê, maar Jesus het my deel gemaak. Jy kan maar net kennis neem, jy kan dit nie weier nie. Jy kan nie daaroor besluit nie. Gaan wys jou vir die priester, bring jou offer soos die voorskrifte vra. Met ander woorde, neem volledig deel aan hierdie geloofsgemeenskap waaraan jy nou behoort. En vriende, is dit nie waaroor dit gaan in die kerk nie. Aangeraakte mense word 'n inklusiewe geloofsgemeenskap. Word 'n gemeenskap wat ander mense wil nader trek. Nou kom ek probeer op 'n ander vlak om dit miskien weer te verduidelik. Ek het gewonder hoe verduidelik 'n mens nou hierdie aangrypende verhaaltjie. En kom ek probeer, daar's hierdie beeld wat van julle dalk al gesien het, wat in Boston staan, in die Boston Common area. En hy staan bekend as The Embrace, en hy is in 2023 onthul. Dis 'n kunswerk gebaseer op 'n foto van Martin Luther King Jr. en sy vrou Coretta King, en dit is hierdie omhelsing wat uitgebeeld word. Nou, omdat ek vir so 'n rukkie daar nagraad studeer het, in Boston volg ek steeds een van hulle plaaslike nuusblaaie op sosiale media. En ek volg toe die dag wat hierdie beeld onthul word, hulle so 'n live, lewendige uitsending daarvan, en ek het hierdie uitsending in 2023, het was in die begin van die jaar, het ek gevolg, en ek het vir myself gesê, hieroor sal 'n mens moet preek. Want hierdie kunswerk verbeeld iets van die evangelie, iets van die kerk in die wêreld. En daar is 'n verduidelikende inskripsie by die kunswerk, en ek wys hom sommer net so van 'n ander kant af vir julle, 'n massiewe beeld. Ek gaan vir jou net so 'n stukkie daarvan lees. It reflects the power of collective action, the role of women in the freedom movement, and the forging of solidarity out of mutual empathy and vulnerability. Hierdie solidariteit wat gebou word uit hierdie onderlinge deernis met mekaar, en selfs ons ervaring van ons eie kwesbaarheid. Die
Die evangeliese uitnodiging om Jesus te volg is uiteindelik 'n oproep tot elkeen wat hom beskou as deel van die geloofsgemeenskap om te leer hoe om te omhels. Om te leer wat dit beteken om arms om mekaar te vou. Want jy sien, die kerk is mense wat nie net hulle hande wyd oopmaak en mense innooi nie. Die kerk is mense wat hulle hande ook toemaak agter mense. Want jy is 'n aangeraakte, jy is ingetrek, jy is omhels en deur Jesus en daarom trek jy mense na binne. Vou jy jou arms rondom mense. Dis die kerk. Vriende, dit geld natuurlik nie net vir hierdie groter geloofsgemeenskap nie. Ons weet mos nou, dis net so waar vir ons kleiner kringe wat eintlik mos nou ook net 'n kleiner vorm van 'n geloofsgemeenskap is. Dis my aanvoeling dat dit is wat ons nou nodig het, meer as ooit in hierdie tyd waarin ons leef. 'n Tyd waarin ons soveel konflik en weerstand en afstand ervaar op talle vlakke in ons menswees. Maak julle hande toe agter mekaar. In julle gesinne, in julle families. Moenie toelaat dat hierdie onsinnige goed wat ons dikwels uit mekaar uitdryf, verskil van opinie, julle van mekaar verwyder nie. Maak julle hande agter mekaar styf toe. Vou jou arms om daai moeilike tiener wat sy of haar identiteit probeer vind en eintlik kommunikeer dat hulle afstand soek, maar vou jou arms op 'n besondere manier rondom hulle, op 'n sagte manier. Moenie hulle in 'n blik druk nie, maar laat hulle weet hulle is omhels, jou hande is toe rondom hulle. Kom ons omhels mekaar in ons huwelike. As daar druk van werk en ander spanning by ons voorkom. En wanneer ons weer vir 'n oomblik oor die groter geloofsgemeenskap praat, die gemeente waarvan ons deel is, die kerk waarvan ons deel is, dan wil ek amper vra of kan ons nie nou eers liturgies 'n skuldbelydenis doen nie? Want hoeveel van hierdie aanraking, hoeveel van hierdie nadertrek, hierdie omhelsing, hierdie embracing attitude is daar in die kerk? Ek sal dit nooit vergeet nie, tydens 'n erediens, terwyl ek nog 'n teologie student was in die gemeente waar ek gemeentejaar gedoen het, vertel die dominee 'n verhaal en ek het dit in die week met hom geverifieer, want ek het nie die boek nie, maar voor in 'n ou liturgiese handboek van 'n Nederlandse teoloog, H. Jonker, die boek was liturgiese oriëntasie, vertel hy van hierdie twee jong mense wat verby 'n kerk daar in Amsterdam loop en hulle hoor hoe hierdie pragtige orgelmusiek en ander instrumente daar binne speel en hulle besluit hulle gaan instap om te gaan luister, want hulle is gewoon in vervoering deur hierdie mooi musiek. Hulle stap in en hulle gaan sit daar iewers eenkant en die gemeente kyk hulle so, want hulle lyk nie heeltemal soos kerkgangers nie. Hy skryf nogal, sy lyk glad nie soos 'n kerkganger nie. En hulle het daar gesit en hulle het ervaar dat daar 'n klomp koue skouers is wat hulle kry. En dan skryf Jonker in daai vertelling van hom, hulle is daar weg om nooit weer in die kerk te kom nie. Hulle is daar weg om nooit weer in die kerk te kom nie. En hy gee daarin 'n beskrywing wat veelzeggend is. Hy praat van die geruislose vervreemding wat in 'n kerk kan plaasvind. Daai mense sê nie vir jou waarom hulle weg is nie. Hulle loop net. En jy sal hulle nooit weer sien nie. Terwyl die kerk, terwyl die gemeente veronderstel is om 'n plek van geborgenheid te wees. Dis byna soos 'n restaurant waarby jy gaan eet en jy kry swak diens en swak kos en jy stap daar uit en jy sê hulle sien my nooit weer nie. Dikwels het ons net een kans
wanneer iemand hier inkom in hierdie geloofsgemeenskap, om hulle te laat ervaar dat jy inderdaad 'n omhelsende geloofsgemeenskap is, wat arms nie net oopmaak nie, maar rondom mense vou. Ek dink 'n klomp van ons dominees, my kollegas se angs is as gevolg daarvan. Dikwels het jy net die een kans om vir mense werklik te laat voel, maar sjoe, hier kan ek tuis kom. Juist daarom dat die kerk bekend moet staan daarvoor dat sy randfigure omhels, dat sy hulle intrek. 'n plek van geborgenheid sal wees, daai ervaring van 'n klein dogtertjie wat op 'n vreemde plek net weer haar kop op haar ma se skoot kom neersit. Sy wonder nie of sy welkom is nie, sy weet sommer net, sy behoort daar. Dis waarskynlik een van die diepste oproepe van die evangelie aan die kerk. Dat daar in hierdie vreemde, soms harde, koue wêreld 'n plek sal wees waar mense weet, hier kan ek my kop neersit. Hier is ek geborge. Ek dink jy kry die aanvoeling dat 'n geloofsgemeente soos hierdie, waarvan ons deel is, wat erns maak met die vraag, wie is hierdie Jesus? Dat so 'n gemeente kan eintlik net bly voortbestaan as mense ten diepste erns maak met hierdie kernidentiteit dat ons in Jesus deur God aangeraak is, omhels word en daarom is ons 'n gemeenskap wat ander omhels en insluit. Van die oomblik as ek besef dat ek met my unieke verhaal deel is en tuis is, dan help dit my om ander met hulle unieke verhale, al verstaan ek nie eers hulle verhale nie, deel te maak. En kry ek 'n stukkie begrip vir 'n ander se verhaal, wat nie soos myne lyk nie. En besef ek uiteindelik, jy hoef nie aan my maatstawwe te voldoen voor jy ook hier welkom is nie. Wat sê ons vanoggend vir mekaar? Kom, laat ons op die voetspoor van Jesus ons arms agter mekaar toemaak. Nie op 'n uitsluitende wyse van hierdie is die binnekring en die enigste kring nie. Ek hoop jy hoor my mooi. Maar mag hierdie 'n gemeenskap wees wat insluit en vashou. Nie net sê jy is welkom nie, maar vir mense daai ervaring gee van hier kan ek maar my kop op jou skoot neersit. Jy kan waarskynlik swaar teologiese definisies vir die kerk gaan formuleer. Of jy kan doodgewoon sê, my arms is om jou gevou. Kom, laat ons nie 'n uitsluitende gemeenskap wees nie. Kom rus in hierdie sagte omhelsing. Amen. Kom ons as 'n gemeente bid saam. Here, ons word stil voor U na die lees van hierdie verhaal van aanraking deur Jesus. En na die lees van hierdie teks is ons elkeen wat hier sit en kan getuig van geleenthede waar die geloofsgemeenskap my ingesluit het en my omarm het en my vasgehou het. Is ons diep dankbaar dat ons daaraan mag behoort. Dankie dat ons ouers vir ons kinders kan verduidelik, daar is 'n plek waar hulle koppe kan neersit en weet, hier is ek veilig, hier word ek vasgehou. Dis sommer in ons huise, maar ook en veral hier in hierdie gemeente en oral waar ons gemeente is. Dankie dat ons dit mag ervaar. Maar Here, ons het ook die behoefte om skuld te bely. Ons selfbeheptheid en vooroordeele wat ons verhinder om ander aan te raak. Wat ons verhinder om ons arms om hulle te vou en toe te maak agter mense. Here, ons bid nou vir ons gesinne.
Ons bid vir ma's en pa's wat werkdruk op hulle het en by die kinders wat hulle liefhet moet uitkom, wat hulle moet omhels, wat hulle moet koester. Here, ons bid vir kinders wat in huise woon waar daar intense konflik is. Wees hulle genadig. En as 'n manier van omhels wil ons vanoggend bid vir elkeen in hierdie gemeente wat swaar kry in sy of haar werk, elkeen wat bekommerd is oor 'n kind, elkeen wat ervaar dat daar druk op hulle huwelike is, of elkeen wat in hierdie week uitdagende tye gaan beleef, wat 'n moeilike sake transaksie moet hanteer, of wat pyn ervaar van stikkende verhoudings. Here, ons as 'n gemeenskap wil hulle graag op die manier omhels. Help 'n gemeente om die mense in hulle midde wat seer het, so sag aan te raak, te omhels, dat dit vir hulle helend sal wees. Dankie dat ons vanoggend hier mag weggaan uit 'n erediens met 'n diep geborgenheid. Want ons leef in die veilige ruimte van 'n God wat ons in Jesus Christus aangeraak het, omhels het en nooit weer sal los nie. Dit bid ons in U naam. Amen. Kom ons dien die Here met ons dankoffers. Met 'n vaderhart vol deernis reik U ons so hierdie hand. Laat ons met 'n hart vol liefde mense aanraak in ons land. Schenk aan ons 'n hart vol deernis, 'n opregte hart, o Heer. Dan kan ons met dank en eerbied tot U sing, U naam der Heer. Heer, ons vra nie geld of rykdom, en ons soek nie roem of goud, maar ons vra opregte harte vir ons almal, jonk en oud. Skenk aan ons 'n hart vol deernis, 'n opregte hart, o Heer. Dan kan ons met dank en eerbied tot U sing, U naam ter eer. Klompie afkondigings, wat ook 'n manier is hoe ons vir mekaar sê, dit is hoe ons arms rondom mense gevou is in hierdie geloofsgemeenskap. Ons sê baie welkom aan enige besoekers of nuwe intrekkers. Ek en my kollega Dewald sal na afloop van die erediens hier by die nagmaaltafel wees. Kom sê gerus hallo. Dit sal lekker wees om julle te ontmoet. Daar's 'n klompie mense wat verjaar. Vanoggend Johan Kok, Willem Reyneke, Connie Swart en Nicolaas van Sail, en die res van die week is daar ook 'n klomp wat verjaar. Ilse Engelbrecht, Karen Zeeman, dan die Ilse se dogter Karen Kok en Johan Smit, Elmarie Warren, Awie Klopper, Tony Monnie, Jolien Miller en Erna Skooman. En ek sê vir elkeen wat vandag of in die week verjaar, baie geluk en mag dit 'n mooi nuwe lewensjaar wees. So 'n klompie mense aan wie ons dink, in die besonder Betsy Skaap, ons oraliste, wat op 17 Augustus 'n opvolgvoetoperasie ondergaan het. Die operasie het goed verloop, sy is ontslaan en sy sterk tuis aan. Haar ma sê net vir my, sy sukkel om haar stil te hou, maar ons dink aan Tannie wat dit betref, sterkte. Maar ons hoop dat sy sommer spoedig sal herstel. En dan dink ons aan klein Philip, wat julle vanoggend al hier gesien het, wie se hand na 'n fratsongeluk geopereer is. Hy is goed aan die herstel, soos julle vanoggend kon sien, maar ons dink sommer aan julle Johan ook met die trauma wat daarmee gepaard gaan. Dis vir ons regtig lekker om te sien dat hy okay is en dat dit met hom goed gaan.
Ons dink aan François Maree, hy het verlede week Dinsdag die 11de Augustus 'n skoueroperasie ondergaan. Hy sterk ook tuis aan reeds en hy sê dit gaan met hom goed, behalwe vir die pyn en die ongemak. En dan dink ons aan Alicia Kamfer, wie se moeder Alida de Tooy nog ernstige gesondheidsuitdagings beleef en Willie Oosthuizen wat na 'n suksesvolle rugoperasie ook tuis aansterk. Ag, mag elkeen van hierdie mense ook net weet dat ons arms rondom hulle vou. Ons herinner sommer net dat daar op Woensdae Bybelstudie is rond 9uur en enige iemand is welkom hierso in die kinderkamer. Ons sê vanoggend vir mekaar, ons vermoed daar is 'n klomp wat nog huil na gisteraand se tragiese rugby-stryd. Hier is daarom 'n klompie dinge waaroor julle nou maar weer kan opgewonde raak. Ons het donderdag ons jaarlikse burgerdag gehad, die 20ste Augustus. Ons sê sommer vir almal wat gehelp het, dankie. Ons is meer as 500 burgers gemaak en gaan aflaai en almal het heerlik daaraan gesmil. So vir elkeen wat gehelp het in die besonder sê ons baie dankie. Dan het ons 'n lekker Vrydagfees gehad, die 21ste. Ons weet hierdie 2 weke in Augustus, weet ons nie wie is meeste uitgeput daarna nie, die kantoor en die dominees of die lidmate nie, maar dankie dat ons nog almal vol stoom is. Ons is nou eers in die middel. Dit was 'n heerlike aand met lewendige musiek en ons sê baie dankie vir almal wat die gehelp reël het in die besonder die lieflike kos wat georganiseer is en die mooi maak. Dit is vir ons spesiaal om deel te wees van so 'n gemeenskap wat ook op so 'n manier net by mekaar uitkom. En dan moet julle asseblief opgewonde wees. Dis nou Kermis hierdie naweek en ons sal 'n plan maak vir die wat hier wil rugby kyk. Gewoonlik is almal al huis toe teen daai tyd, maar as jy hier wil rugby kyk, is jy meer as welkom. Hier sal 'n plan wees. As daar nie was nie, gaan daar nou 'n plan wees en ek kyk nou vir Dewald. Die tema sal julle sien is hierdie jaar I My Lamb. Daar gaan spitte, lamme, skape op die spit wees. En die etekaartjies is te koop hier na afloop van die erediens en daar's ook 'n lam, 'n rou een wat op met looitjies opgevul word. So jy kan looitjies koop, jy kan kaartjies, etekaartjies koop na afloop van die diens en tannie Hannetjie vra net die wat reeds betaal het vir hulle kaartjies, kom haal dit asseblief ook by haar. Daar's 'n klompie ander goed wat julle nou kan kyk in die brief, waarmee julle nog sou kon help indien julle wil, maar vir ons is dit net lekker as julle kom saam kuier. Dit is 'n hoogtepunt op ons gemeentekalender. Joyce, vir jou en vir Rolien sê ons baie, baie dankie. Die gemeente, ons gaan met 'n lied afsluit en dis woorde wat ek hoop op jou hart sal val. Ons Vader, neem ons hande en maak ons een. Kom ons staan en dan sluit ons af. Ons Vader, neem ons hande en maak ons een. Versterk jezelf die banden die ons is een. Bind ons in die genade aan U, Heer. En leer ons om met dade U naam te eer. Er wees vir ons 'n Vader wat sorg en sien. Trek ons in Christus nader om U te dien. Laat die Gees ons voorgaan, laat Hy ons lei, dat ons U woord gehoorsaam, ons aan U wy. Leer ons mekaar vergewe, mekaar vertrou. Laat ons die hele lewe op liefde bou. Laat eers oor ons die vrede en bind ons saam. Verhoor tog ons gebede in Jesus naam. Ek gaan die seënbede vanoggend 'n bietjie anders doen.
Dis in die vorm van 'n lied en ons gaan bly staan vir wie dit gemaklik is. Ek gaan vir jou vra as jy gemaklik is om sommer net jou geliefdes, as jy naby hulle staan, trek hulle so 'n bietjie nader, vat sommer hulle hand of op die skouer, sit jou hand op die skouer van iemand langs aan jou as jy gemaklik is. So 'n paar jaar gelede by die opening van die Noordelike Sinode en François Wessels sal dit dalk nog kan onthou. Met ons op so 'n wyse ook die aanddiens, die aand daar afgesluit en dit is 'n manier om, dit was daai tyd 'n poging om die groter kerk, iets van ons geborgenheid by mekaar en by God uit te beeld en vanoggend gaan ons dit doen om te sê ons as Waterkloof gemeente, ons is geborge by mekaar, ons is geborge by God. Terwyl ons so staan, mekaar vashou, kom ons luister na die lied. Groot is die Heer, regverdig en goed, sy liefde is altyd in my. Groot is die Heer, hy's getrou en hy's waar, hy's genadig en hom altyd daar. Groot is die Heer en hy is ons woning, groot is die Heer en ons wil see.
Groot is die Heer, regverdig en goed, sy liefde is altyd in my. Groot is die Heer, hy's getrou en hy's waar, sy genade en hom altyd daar. Groot is die Heer en hy is ons wonder.